net van hierdie geleentheid gebruik maak om ook ons aanlyn gehoor te verwelkom. Baie welkom. Mag julle die woord saam met ons geniet vanoggend. En my gebed is dat die Heilige Gees die naprediker van hierdie woord sal wees, ook in die hele harte sal werk, daar waar julle is, dat julle sy teenwoordigheid sal ken. Ons het 'n Jesus-reeks begin, en ons het gepraat oor waar Jesus stop en wanneer Jesus praat. En ons het laas Sondag vasgemaak dat geloof nie begin by sig nie, maar het begin by openbaring. Dat 2 disippels by Jesus was, die wat saam met Jesus tyd spandeer het op die aarde, het gesê, Here, ons wil saam met U wees wanneer U gaan, een aan jou linkerkant, een aan jou regterkant, en Jesus sê, julle weet nie wat julle vra nie, julle sal nie hierdie beker saam met my kan drink nie, en die blinde man, die een wat nie kan sien nie, is die een wat in die gees openbaring kry en sê, seun van Dawid. En in daai oomblik is daar openbaring wat plaasvind, sy lewe verander, sig begin, nie by geloof nie, maar by openbaring van wie Jesus is. Ons het gesê, 'n ware ontmoeting met Jesus maak ons nie net reg met God nie, maar dit maak ook ons harte sag vir mense, en dat ons gekies het om by 'n plek te kom om ons harte sag te maak, sodat die liefde van God deur ons kan vloei na mense toe. Sodat ons harte kan sag wees, om te getuig dat daar 'n koning is, dat sy naam Jesus is, dat hy aan 'n kruis gesterf het vir ons sondes, opgestaan is, sodat ek en jy kan deel in daai verbond en ook kan deel in die ewige lewe. Vanoggend se preektitel is In sy hande. Vir jou skrifgedeelte lees in Matteus 14, vers 13 tot 21, en ons gaan eintlik 'n vinnige kort eksegese op dit doen, en dan net kyk hoe dit van toepassing is vir ons in hierdie seisoen, en waarmee ons besig is. Vers 1 sê, toe Jesus dit hoor, vers 13 sê, toe Jesus dit hoor, het hy met 'n skei daarvandaan weggegaan, na 'n stil plek, om alleen te wees. Die mense het hiervan gehoor, en hom van die dorp af te voet gevolg. Nou wil ek 'n bietjie vir jou konteks gee, dit sê, toe Jesus dit hoor, het hy met 'n skei daarvandaan weggegaan, na 'n stil plek, om alleen te wees. Wie weet dat wanneer ek en jy deur seisoene of tye in ons lewe gaan, waar ons hart weer is, dat ons partykeer alleen wil wees. Wanneer ons harte stikkend is, wanneer ons harte seer is, wanneer ons vrae het, goed wat ons nie verstaan nie, dan kies ons partykeer om alleen te wees, om net stil te wees, en by die Here se voete te sit om te verstaan. En die oomblik, hierdie gedeelte, hierdie teksvers speel af in nuus wat na Jesus toe kom, dit sê, en toe Jesus dit gehoor het, toe Jesus dit hoor, kies hy om te onttrek. Wat het Jesus gehoor? Jesus het op daai oomblik gehoor dat Johannes die doper oorlede is. Jesus het op daai oomblik gehoor dat Elisabeth se seun, die woord sê Elisabeth en Maria was familie, wat beteken Jesus en Johannes was familie. Ons sien eintlik later in die woord dat Johannes in sy baarmoeder, sy ma se baarmoeder beweeg wanneer Jesus nader kom, en hier hoekom, want Johannes kom van 'n priesterlike ryk af en Jesus kom van 'n koninklike ryk af, en dan sê Openbaring, we are all a kingdom of priests unto God, en profeties het dit al plaasgevind in die moeder skoot. Elisabeth dra seun Johannes die doper, die laaste profeet in die Ou Testamentiese verbond, en Jesus die Messias in die bloedlyn van Dawid, en toe hierdie twee by mekaar kom, gebeur iets in die gees. Profeties vind iets plaas. En in hierdie oomblik deel hulle met Jesus die nuus dat Johannes die Doper nie meer met hom is nie. Dat hy dood is onder koning Herodes. En dit sê, Jesus het homself onttrek om na 'n ander plek toe te gaan, en ek kan verstaan hoekom, want Jesus en Johannes het 'n baie naby verhouding gehad. Die woord sê dat Johannes het gekom om die pad voor te berei vir Jesus. Johannes was nie 'n beweging nie, nee, Johannes het 'n bediening gehad wat gepunt het na die koning toe, Jesus, die Messias wat sou kom. En in die oomblik gebeur daar iets in die gees, die profetiese stem, die stem wat sou sê, Jesus kom, word stilgemaak, word doodgemaak. Die waarheid word deur die wêreld verwerp, en daar's 'n transisie wat plaasvind, een van profesie na versnelling van die Messias. Jesus wat sy posisie inneem. Nou Jesus se bediening het nie hier begin nie, Hallo Kerk, dit het vroeër begin, maar in hierdie oomblik is daar iets ideaal en spesiaal wat in die gees gebeur. Toe die stem verwerp word, toe kom die woord na vore. In Lukas 16 vers 16 sê, die wet en die profete was tot op Johannes, en van toe af word die koninkryk verkondig. Johannes was die laaste van die Ou Testament profete wat deel in hierdie tyd, ou verbontiese profete. En Jesus onttrek, en daar's 'n oorgang van profeet
'n messiaanse openbaring, 'n versnelling wat plaasvind. En dis in hierdie konteks wat ek wil hê jy moet verstaan wat hier gebeur. Dis na hierdie woord wat kom, na hierdie hartseer, na hierdie teleurstelling, wat Jesus gekonfronteer word. En die woord sê hy het homself onttrek en hy het beweeg, maar die mense het hom gevolg. En toe hy die skei uitklim, het die groot menigte mense daar gesien en hy het hulle innig jammer gekry en die siekes onder hulle gesond gemaak. So Jesus se hart was stikkend, Jesus se hart was seer. Jesus het homself nie onttrek omdat hy gevrees het in Hallo Kerk nie. Jesus het homself onttrek vir die nuus wat gekom het, want daar was besig om 'n transisie plaas te vind. Een van 'n versnelling, een van 'n nuwe koning wat sou reageer. En die stem is weg en die woord kom na vore en in daai kondisie en in daai plek sê dit, hy het hulle innig jammer gekry en hy het die siekes gesond gemaak. En toe dit al aand begin word, het sy disippels vir hom gesê, dis 'n afgeleë plek en dit het al laat geword. Stuur die mense terug dat hulle kan gaan kos koop in die dorpe. Ek wonder hoeveel keer ek en jy ook gemaklik is. Partykeer is dit makliker om net te sê, stuur hulle terug. Stuur hulle terug sodat hulle kan gaan kos koop in die dorpe. Maar Jesus sê vir hulle hoef nie weg te gaan nie. Gee julle vir hulle iets om te eet. Gee julle vir iets om te eet. Nou, ek weet nie of dit in julle huis ook so is nie, maar in my huis is dit gewoonlik, dit klink min of meer so. Mamma vra, wat wil julle eet vanaand? Papa sê, dit maak nie saak nie. Is dit by julle ook so? En wanneer jy genoeg gesê, dit maak nie saak nie, dan sê sy, mag jy sommer vir hulle kos? En Jesus is in daai oomblik en sê, gee julle vir hulle kos. Hulle sê toe vir hom, dis die disippels vir Jesus, ons het hier net 5 brode en 2 visse. Bring dit vir my hier, sê hy. Hy het die menigte beveel om op die groen gras te gaan sit om te eet, en toe neem hy die 5 brode en die 2 visse, hy kyk op na die hemel, en hy vra die seun, en daarna het hy die brood gebreek, aan sy disippels gegee, en hulle het dit aan die mense gegee, en al die mense het geëet en genoeg gekry, en hulle het nog 12 mandjies vol bymekaar gemaak van stukke brood wat oorgebly het. Daar was omtrent 5000 mans wat geëet het, afgesien van die vrouens en die kinders. Wil jy met die konteks verstaan van wat hier gebeur in sy hande? Jesus kry die nuus van Johannes die Doper. Hy onttrek homself, in die gees gebeur iets. Die laaste van die ou verbondiese profete is oorlede, die Messias kom na vore, dit punt na die kruis. Hierdie verhaal is die enigste verhaal in die evangelies, wat in al 4 evangelies is saam met die kruisiging en die opstanding, want ons 'n spesifieke punt na die kruis toe, uit hierdie verhaal uit, en ons vanoggend dit vasmaak. Maar dis in hierdie spasie, waar Jesus in hierdie gesprek is met die disippels, en vir hulle sê, mag gee julle vir hulle iets om te eet. Die woord sê, en hulle kom na hom toe en sê, ons het hier net. En dadelik sien hulle die tekortkoming. Dadelik sien hulle dat logies hierdie ding nie gaan werk nie. Wat my hart vang terwyl ek hierdie gedeelte lees en voorberei is, die eerste ding wat Jesus doen na die dood van Johannes die Doper is nie preek nie. Die eerste ding wat Jesus doen is 'n wonderwerk, en hy kies om mense te gebruik om te wys dat hy die brood van lewe is. Sien die goeie herder kom en kom wys sy hart vir die mense, die geboorte van die Nuwe Testament kerk, profeties punt na die kruis toe, want hy wat die brood van lewe is, doen 'n wonderwerk en gebruik sy disippels die wat die tekortkoming sien om 'n verskil te maak in 'n wêreld en van daar af verder te gaan. Nie preek nie Hallo Kerk, net 'n hart wat sê, ek is 'n goeie herder en ek is hier om te regeer. Die disippels sien die tekort, maar Jesus kyk na die gehoorsaamheid, die geloof en die openbaring van die bron. En dit laat my dink van vermenigvuldiging was altyd in God se oorspronklike plan. Dit wat ons hier sien was altyd deel van die oorspronklike plan, want Genesis 1:26-28 sê, en toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, as ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die magdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip, en God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as sy beeld,
het God die mens geskep, man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk het, en heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, en ook die diere wat op die aarde kruip. Sien vermenigvuldiging aan jou kerk, begin nie by 'n wonderwerk nie. Vermenigvuldiging begin by die skepping. Dit was altyd God se plan dat ons sou vermenigvuldig. God se natuur is nie om te voorsien nie, dis ook om te vermeerder. In die tuin van Eden moet saad vrug dra en meer word. Mense moet meer word. Dit was altyd die plan om te vermeerder. Vermenigvuldiging is nie iets wat God soms doen nie. Dis wie hy is. En ek wil volgende weer jou verklaar, vermenigvuldiging en voorsiening is nie wat Jesus vir ons doen nie, dis wie hy is. Jehovah Jireh is die naam, met ander woorde, in sy naam, in wie hy is daar voorsiening. En kyk, Jesus kom nie en voorsien wanneer ons nodig het om te voorsien nie, hy is voorsiening. En baie keer vra ons vir die Here om te voorsien in 'n seisoen, om te voorsien, God is voorsiening, Jesus is voorsiening, dis wie hy is. Vermenigvuldiging om te skep, om te heers, is wie hy is. En dan gaan dit verder profeties in Johannes 6 vers 35, maar Jesus sê vir hulle, ek is die brood wat lewe gee, en wie na my toe kom sal nooit weer honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit weer dors word nie. Ek is die brood van lewe. Jesus het hierdie gesprek, en dit vind plaas voor hierdie gebeurtenis. En in 'n oomblik kom hulle by Jesus, daar's 'n tekort, en die disippels sê, stuur hulle terug huis toe, dat hulle iets koop. En Jesus sê, nee, gee julle vir hulle kos. En hulle sê, ons het net 2 visse en 5 broodjies. En Jesus sê, gee dit vir my. En ek wonder of hulle vir 'n oomblik bewus was en gedink het aan hierdie gedeelte in Johannes, waar Jesus met hulle gepraat het en gesê het, maar ek is die brood van lewe, en wie na my toe kom, sal nooit weer honger wees nie. Hoor mooi wat dit sê, bring dit na my toe, sê Jesus in Matteus. Vroeër sê hy, ek is die brood van lewe, wie na my toe kom, sal nooit weer honger wees nie. En ons sien iets van die brood van lewe, Jesus Christus, wat brood vat, dit breek, dit seën en dit uitdeel. Dit word 'n getuienis van wie hy is. Dit word 'n getuienis in daai oomblik van die Messias wat gaan regeer, want in Eksodus 16 praat ons van die manna, ons sien die manna wat voorsien vir 'n seisoen, en hulle sou hierdie storie baie goed ken as Jode. Sou hulle verstaan dat daar 'n seisoen was dat hulle voorouers deur manna in die woestyn na gekyk was. Maar Jesus kom later en hy word die nuwe brood, hy word die nuwe manna, die brood van lewe, die een wat sê, as jy na my toe kom, sal jy nooit weer honger wees nie, sal jy nooit weer dors wees nie, want in my is ewige lewe, in my is die ewigheid. En hierdie gedeelte speel af op 'n oop veld, met al hierdie mense tussen Jesus en sy disippels. Hy gee nie net die brood nie, hy is die brood van lewe. Die brood van lewe self manifesteer in daai oomblik, en breek dit en seën dit. En dat my dink aan die skrifgedeelte in Sagaria 4 vers 10, wat sê, moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie. Die mense sal bly wees, wanneer hulle weet dat die bouwerk aangaan. En daar die 7 oë op die klip vir Yeshua is die oë van die Here, wat oor die hele wêreld kyk. Moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie. Hulle kerk wil vanoggend oor jou verklaar, moenie die klein dinge in jou lewe minag nie. Moenie toelaat dat jou tekortkominge, moenie toelaat dat hoe jy voel in 'n seisoen bepaal na waar jy gaan nie. Sien, die disippels het gesien, hierdie is nie logies nie, die disippels het gesien dat hierdie gaan nie werk nie. Ek wonder hoekom het hulle eers gedink daaraan, om broodjies en visse na Jesus te vat, as daar 5000 mans was. Ergens moes iets in hulle harte gebeur het, in hulle geeste gebeur het. Sê moenie die dag van klein dinge gering ag nie. Wil jy verklaar vanoggend, miskien voel jy dat daar dinge in jou lewe is wat net nie in werking kom nie. Miskien voel jy, soos hierdie disippels in 'n oomblik, 5000 mans en soveel gesinne om te voed, soveel drome, soveel planne, maar tyd raak min. Hier's nie genoeg voorsiening nie. Hier's nie, alhoewel jy sê, bring dit na Jesus toe. Jesus sê, bring dit vir my. Hy breek dit, hy seën dit. Bring dit na my. Wil jy volgende uitdaag met jou talente, jou gawes, jou drome, jou planne, jou lewe, jou tekortkominge na Jesus toe te vat. Dis sê, hier is ek. Ek is beskikbaar.
En hier is hoekom, want God vermeerder nie wat jy wens jy het nie, hallo kerk. God vermeerder wat ek en jy bereid is om te bring. Wat ek en jy bereid is om by sy voete neer te sit. Wat ek en jy bereid is om in sy hande te sit, is wat hy vermeerder. En die oorgawe kom dan, as deel van die wonderwerk. Die brood was eers in die disippels se hande, en toe in Jesus se hande, en toe weer terug in die disippels se hande. Die wonderwerk het nie begin toe hulle dit gehad het nie, maar toe hulle dit oorgee. Die brood het begin in hulle hande, van hulle hande af na Jesus se hande toe, dis gebreek, dis geseën, dis terug in hulle hande, en van hulle hande af na die mense toe. Die oomblik toe hulle kies om oor te gee wat hulle het, al was dit nie genoeg nie, toe vind die wonderwerk plaas. Wat ek en jy vashou mag min lyk, hallo kerk, maar wat ek en jy oorgee, sal meer word. Jesus se proses, hy neem dit, hy seën dit, hy breek dit, hy gee dit, en die breek was nie die einde nie, dit was die voorbereiding vir die vermenigvuldiging wat moes kom. The blessing is in the breaking. En ek en jy is baie keer op plek in ons lewe waar ons nie deur die breek gaan nie. Seisoene waar ons seer het, seisoene waar ons vra het. Maar sien, God is getrou ongeag. God bly getrou ongeag. God se liefde vir ons kan nie verander nie. God se getrouheid kan nie verander nie. The blessing is in the breaking. Want God breek nie om te vernietig nie. God breek om te vermeerder. Die disippels, hallo kerk, was net die kanaal. Die disippels was net die kanaal. Jesus doen die wonderwerk, maar hy gee dit deur sy disippels. Hulle ontvang en hulle versprei. In 1 Korintiërs 3 vers 6 sê, ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar dis God wat laat groei. Hallo kerk, dis God wat groei bring in ons lewens. Dis nie ons prestasie, of hoe hard ons kan werk, of hoe lank ons kan bid. Dis ons gehoorsaamheid en ons beskikbaarheid in hierdie seisoen. Een plant, een water, maar God maak groei. En dis my gebed vir jou volgende, dat 'n werklikheid in jou hart sal word, dat jy sal weet, dat wat jy het is genoeg, wanneer jy dit in gehoorsaamheid by Jesus se voete sit, wanneer jy verstaan dat God die een is, wat maak groei in jou lewe, wanneer jy verstaan dat God die een is, wat vermenigvuldig in jou lewe, wanneer jy verstaan dat God die een is, wat vermeerder in jou lewe. Jesus was die bron, maar ek en jy is die plan. Sien, Jesus was die bron, maar die disippels was die plan. Jesus sê, bring julle dit vir my. En dat gebring wat hulle gehad het, dit was nie genoeg nie, maar omdat hulle gehoorsaam was en omdat daar geloof was, het Jesus dit gevat, hy het dit geseën, gebreek en teruggegee aan die disippels, sodat hulle 'n kanaal kan word vir die wêreld, een wat sê die brood van lewe is hier, een wat sê die voorsiening van ewigheid. Dus hier het niks uit te waai met mense wat moes eet nie, hallo kerk, hier was 'n profetiese aksie van die brood van lewe, wat gebreek was, wat sou gekruisig word, nie baie later van daar af nie. Opstaan uit die dood uit, sodat ek en jy kan deel in daai lewe, sodat ek en jy nooit weer honger hoef te wees, sodat ek en jy nooit weer dors hoef te wees nie. En is in daai oomblik. Ons bid baie keer vir voorsiening, maar God sê, ek soek jou beskikbaarheid. God sê, ek soek net jou gehoorsaamheid, ek soek jou beskikbaarheid. En ek dink baie keer aan hierdie 12 maandjies en ons sien die herstel van God se orde in hierdie oomblik. Wil jy moet dit verstaan en in jou hart vasmaak vanoggend. 'n Profeet se lewe kom tot 'n einde, die een wat voorberei het. 'n Transisie is besig om plaas te vind, versnelling wanneer Messias is op pad. Die stem word stil gemaak, maar die woord kom na vore, die brood van lewe. En die brood van lewe breek die brood, seën dit en gebruik die disippels, die liggaam van Jesus Christus en die begin van die Nuwe Testament kerk, deel in hierdie storie, want hy is vandag nog die brood van die lewe. En 12 maandjies bly oor, en mense sê leftovers. Nee, nie leftovers nie, hallo kerk. Dit sê 12 maandjies vol brood. Nie vis nie, brood. Want hy is die brood van lewe. En 12 maandjies verteenwoordig 12 stamme, die Ou Testamentiese verbond. En 12 maandjies verteenwoordig 12 apostels, die begin van die Nuwe Testament kerk. En die woord 12 is verbond en ook orde. En God kom en Jesus reageer en hy bring nuwe orde.
en hy kom vervul Ou Testament en Nuwe Testament as die brood van lewe in daai oomblik, maar hy kies om die disippels te gebruik om te illustreer. In 'n oomblik verander dit. Elke disipel draai 'n mandjie. Hulle wat nie kon sien nie, begin met 'n getuienis. Een wat sê oorvloed is hier. Die een wat gedink het hy het nie genoeg nie, dra nou die oorvloed in sy hand. Wonder partykeer hoe hierdie prentjie moes lyk. Here, ons het nie genoeg gestuur luister, Jesus sê ek is die brood van lewe. Jesus breek die brood, stuur dit uit en elke disipel wat daar was, kry 'n mandjie brood. Profeties begin 'n nuwe seisoen. Die afsterwe van 'n ou seisoen, die begin van 'n nuwe seisoen. Jesus, die brood van lewe. Om Herodes se tafel was daar dood, was daar manipulasie, was daar strewe na mag. En Jesus vat hierdie gebeurtenis, Herodes se tafel en berei sy eie tafel voor. Hy begin dit met 5 broodjies en 2 visse. En hy dek 'n nuwe tafel, een van lewe, een van voorsiening en een van genade. En hy kies my en jou om te deel in hierdie verhaal. Hy kies my en jou om 'n kanaal te word in gehoorsaamheid om te sê dat hy die brood van lewe is. Van Genesis tot Matteus staan bevel. God sê vermeerder. En hierdie jong seun bring 'n saad. Nie brood of vis nie, 'n saad. Jesus seën dit. Hy breek dit. En disippels deel dit uit sodat oorvloed kan getuig dat hy die brood van lewe is. En hulle kerk, wanneer Jesus dit breek, dan word my en jou nie genoeg nie. Die begin van oorvloed. Maar net as ons kies om dit in sy hande te sit. Herodes hou 'n fees van dood en Jesus antwoord met 'n fees van lewe deur te sê ek is die brood van lewe. En ek wil dit volgende oor jou verklaar. Dat Jesus die brood van lewe is, dat ek en jy die voorreg het om te deel in 'n getuienis. Dat jy die voorreg het om 'n kanaal te wees, om in gehoorsaamheid ons knie te buig en in sy hande te sit, sodat die wêreld kan sien dat hy lewe. Ek wil jou vra in hierdie oomblik om jou oë toe te maak. As jy vanoggend hier is en jy het nog nooit die geleentheid gehad om Jesus aan te neem as jou verlosser en jou saligmaker nie, wil ek jou geleentheid gee met elke oog toe en elke hoof gebuig. Jy moet vir my vinnig jou hand opsteek en net sak. Dankie Heilige Gees. Here, dankie vir liefde, dankie vir teenwoordigheid hier. Ek gaan vra dat ons as 'n kerk, as 'n familie hardop saam met hulle bid. Jesus, ek glo dat jy die seun van God is. Dat jy aan die kruis gesterf het vir my sondes. En dat jy opgestaan het uit die dood. Ek verklaar dat ek 'n verlosser en saligmaker nodig het. En ek kies vandag om die deure van my hart oop te maak en om U in te nooi. Ek kies om my lewe aan U te wy. Ek bid dit in Jesus naam. Almal sê Amen. Kom ons geef hulle lekker aan.